Die boek Henog, Waarheid of Leuns, deel 10. Ek is professor Hannes Rethlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sal dit gebeur dat jy enige van my boeke nodig het. Ek dink spesifiek aan die Afrikaanse legkaartstudiegids Bybels, boek nommer 1 en nommer 2. Nommer 3 is besig om fliks te vorder. Ons behoort by die einde van Maart baie naby aan klaar te wees, om gereed te hê. Dit is dag en nag werk, dit is 'n massiewe werk, maar dit is hoe dit moet wees. Dan kan jy ons kontak by ons WhatsApp 0722367124 op my webtuiste https://jaffa.co.za. Maar net terwyl ek hierso besig is, net ook herinner. Ons het 'n onderdompelingsdiens die 22ste Maart, 2:00 die middag in Montana, soos waar altyd by die swembad, Warrewater swembad, by die swemskool. Ons het natuurlik die hele kompleks, al die geriewe vir onsself. Daar's aantrekhokkies, daar's speels en elektrisiteit waar die dames hulle hare kan krul as hulle wil, of wil blaas, of wat ook al. So ons wil vir jy nooi, sou jy belangstel. Al wil jy net kom kyk, al wil jy net 'n toeskouer wees, jy is baie welkom. Jy moet my WhatsApp of my WhatsApp 0722367167, dan stuur ek vir die pin location en alles wat met dit gepaard gaan. Dis die 22ste van die maand om 2:00 as Jaffa lewer Sondagspaar. As jy die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Verskriklik welkom. Gaan na deel 1 begin reg voor, want die drie is heel wat van die inligting gemis wat belangrik is. Ook baie dankie vir die positiewe terugvoering wat ons kry op die Henog reeks. Stuur ook die kontak vir die vriende en die familie. Dit is lewensveranderend, verseker. Ons begin nou meer na die dieper water toe beweeg van vanaand af. Maak seker eers skryfblok en pen, ten minste 1933 vir 53 Afrikaanse Bybel, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible, of die 1611 King James Bible. Daar is die 4 Bybels wat jy kan gebruik. En ek wil tog sê, maak seker jy bring 'n seatbelt saam. Uit jou stoel gaan jy val, dis verseker. Dit is belangrik om te weet dat ons assosieer ons nie met enige van die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging. Nou, hoekom nie die Sacred Name beweging en die Ja-beweging nie? Wel, vir een rede, hulle hou die Sabbat en die feeste en die maande en meeste van die 613 wette probeer hulle hou. So, ons is nie verwant aan dit nie, want ons woord sê vir ons, elke dag moet vir jou soos 'n Sabbat wees. Ons begin nou sommer begin. Kyk na Hebreërs 7 vers 11 tot 21. Hy sê, as ek nog in die 613 wette van Moses staan, dan het ek van die genade verval, dan leef ek nog in my sonde. En hy sê, hy het dit tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudiegroep, ons funksioneer reg oor die wêreld. Ons gebruik hoofsaaklik die antieke Hebreëse Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, nie die Emphasis Bible van 1902 nie. Dis Westcott en Horst se korrupte Bybel. So jy belangstel, ek het in die Bybel is die naam Jesus in werklikheid Yeshua of Japhashua. Die naam van die Here Jesus in werklikheid Japhashua, die naam God se in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Vertrou dat die studie vandag vir u, of vanaand, of vandag, of vanmôre, wanneer u daarna kyk, vir u 'n groot seën gaan wees. In die mooiste naam Japhashua, halleluja. Ons gaan nou verder waar ons opgehou het. Die boek Henog, Waarheid of Leuns, en meeste van die verwysings wat ek hier gebruik, kom van ene Albright. Hy is die spreker vir hierdie klomp vrymesselaars. Nou my opskrif hierso is Henog as mens. Nou moet jy mooi luister. Nou vra die boek Henog, wie was hierdie besondere man uit die nageslag van Adam? Naas Elia is Henog die enigste mens. Luister wat hulle sê. Ek ben is nou 'n leek, kom ons veronderstel. En iemand gee vir u die boek Henog om te lees, en nou lees u wat hierso staan. Was die kans dat u dit nie gaan glo nie?
Wie was hierdie besondere man uit die nageslag van Adam? Naas Elia en Henog die enigste mens wie lewend in die hemel opgeneem is. Dink gou vir 'n oomblik. En hakies, nou gebruik hierdie vrymesselaars die skrifgedeelte wat ons reeds bestudeer het in Genesis, wat nie is wat hulle beweer gebeur het nie, want dit staan nie so in die Bybel geskryf nie. Kom ek lees weer wat sê hulle. Wie was die besondere man uit die nageslag van Adam? Ja, Henog was uit die nageslag van Adam, hy was die 7de geslag. Naas Elia, hulle moes eintlik gesê het voor Elia, want hulle sê mos nou, dit het reeds gebeur. Elia is eers duisende jare later. Voor Elia, naas Elia, is Henog die enigste mens wie lewend in die hemel opgevaar het. Daar is 'n een skrifverwysing wat dit vir ons verduidelik nie. Nie een nie. Nou sê die woord, Genesis 5:23 en 24. Nou gebruik ek weer net die skrif om my te laat herinner wat het dit gesê. Nou kom ons dink aan hulle stelling, Henog was naas Elia die enigste mens wat lewend in die hemel opgevaar het. So 2 mense lewendig in die hemel opgevaar het. So was dan al die dae van Henog 365 jaar en Henog het met Jahwe gewandel en hy was daar nie meer nie. Hy sê nie en hy het in die hemel lewend opgevaar nie. Al wat die Bybel sê en hy was daar nie meer nie. So eenvoudig soos dit, want Jahwe het hom weggeneem. My vraag is dit al wat hulle het om te gebruik om so 'n stelling te staaf mee? In die 4de hoofstuk van die boek van Jubilee, nou moet jy sien wat doen hulle. Nou stap hulle weg van die Bybel af, wat hulle nie 'n skrif het om te bewys, eerstens in die boek van Genesis, wat ons nou gelees het, Genesis 5:23, dat dit gebeur het. En nou stap hulle na die boek Jubilee. In die 4de hoofstuk van die boek Jubilee, kyk my vingers, dit is natuurlik een van die apokryfe boeke wat nie Bybelboeke is nie. Dis nou die boeke wat die Bybelgenootskap in hierdie nuwe 2020 vertaling terugbring. Daar's 3 Bybels, daar's een van die Bybels in die 2020 Bybel met hoofletters in die Messiaanse profesie, en dan is 'n ander een met kleinletters in die Messiaanse profesie, en dan die derde een met die kleinlettertjies en natuurlik die apokryfe boeke, die al 17 apokryfe boeke bring hulle terug. Hoekom? Hulle kom terug na die Katolieke toe. Nou sê ek na die 4de hoofstuk van die boek van Jubilee, dit is natuurlijk een van die apokryfe boeke en nie Bybelboeke nie. Lees ook van Henog en Hanok. Hanok, H-A-N-O-K. Hy was die eerste onder die kinders van die mense wat gebore is op aarde, wat kennis en wysheid te leer en te skryf. So Hanok was die eerste ou wat kon leer skryf. Nou hoe het Henog dan aan sy seun boeke geskryf? Nie 'n boek nie, boeke. Hanok was dan die eerste ou wat geleer skryf het. Sien jy hoe oorvleuel hulle mekaar met lees? Hy het die tekens van die hemele aangeteken sodat die seuns van Adam die tyd van die jaar kon weet, volgens die onderskeie maande, wat was en wat sal wees. Hy het gesien in 'n visioen van die nag in 'n droom, en soos wat dit sal gebeur met die kinders van Adam se nageslagte, tot op die dag van die vergelding. Wanneer is die dag van vergelding? Kan u gou vir my sê? Ja, natuurlik. Die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11, die wit troon oordeel. Maar jy sien hierdie ou somme tot in die dag, Hanok, tot in die dag van vergelding. Hy het dit alles geskryf. Dis Hanok, dis nie Henog nie, Hanok. En geleer en dit neergeskryf en as getuie afgelê op die aarde oor al die mensekinders en hulle nageslagte. Nou wil ek net vra, my kommentaar, waar staan enige van hierdie gegewe inligting in die Bybel? Noem my een skrif, come on. Julle ouens wat in die boek Henog glo, gee my een skrif waar dit geskryf staan. Terwyl ons reeds weet dat na elke dat daar na elke strooihalmpie gegryp word om die teologie van Henog te bewys. So dit is sekerlik as dit wat werklik Bybels was, uitgelig gewees het. As hulle enigiets anders te gehad het om te staaf, sou hulle dit definitief gewys het. Ons in die 21ste eeu moet nie die invloed van die Rooms-Katolieke vrymesselaars van die 15de eeu vergeet nie. Ons moet dit nie vergeet nie. Vele stellings soos die onbybelse Nephilims en die seuns van God, Nephilims. Dit is natuurlik Genesis 6. Die Nephilims, die reëse, dit oralste waar staan reëse, het hulle vervang met Nephilims.
En die seuns van God of Jaffa moet bewys kan word, en daarom was dit nodig dat die boek Henog geskep moes word, wat die bewys vir hierdie onbybelse teologie sal word. Nou ek is ons tans besig in Engels moet die verwysings in Genesis 6 waar hy sê giants, en dan sê hulle Nephilims, en daarom moes die boek Henog geskep word, sodat hy kon bewys, want die woord Nephilims kom nie een keer voor in die Bybels wat ek vir jou genoem het nie. Nederlandse State Bybel, 1611 King James Bybel, Afrikaanse 33 Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 53 Afrikaanse Bybel, die Nederlandse State Bybel. Nie een daai praat van Nephilims nie. Dit is geskep deur Westcott en Hort. Uit ander oeroue Egiptiese geskrifte blyk dit ook. Dit blyk ook. Dit sê nie dit is nie. Oeroue Egiptiese geskrifte, maar hulle kom nie by die Bybel uit nie. Wat gaan soek julle in Egipte? Jaffa, jy's Israel uit Egipte uitgehaal. Nou gaan soek julle antwoorde in Egipte. Hy sê uit ander oeroue Egiptiese geskrifte blyk dit ook dat Henog die uitvinder van die skrif en sterrekunde was. Nee, dit was nie Henog nie. Dit was Anok. Ons het dit al gelees, het ons nie? Dis ook interessant om daarop te let dat sy lewensjaar 365 was. Die tuisduur van 'n sonjaar 365 jaar. Dieselfde tydperk wat deur die antieke Phoenicians as 'n sirkel gereken is. Wat het van die kwartdag geword? Ons jaar bestaan uit wat? 360 dae? 364 dae? Of 365 dae? Of 365 en 'n kwartdag. Nou skielik vergeet hulle van die kwartdag, né? Hoe gemaklik. Weer, alles onbybels. Jy sien, ons moet net dink. Die woord Phoenician is afgelei van die stelling Phoenician palms, bome, Phoenician palms is bome, wat destyds in oorvloed was, en so symbool was vir die Phoenicians. Die woord Phoenicians is op sy beurt weer die Griekse vorm van die Egipse terme Pakkenahok, de huis, van Hanok. Van wie? Van Hanok. Wie het geleer skryf? En sterrekunde? Nie Henog nie, Anok. In Hebreërs is Anok, nou sê hulle, in Hebreërs is Henog ook Anok. Nee, volgens die Grieke was Anok 'n totaal iemand anderster, want hy was in die Griekse tyd gewees, hy was nie in die Hebreëse tyd nie. Of ek in die tyd van Henog gewees nie. Grieke het ons eeue later, nadat, as ons nog gaan kyk na die tydsdiertes, dan sien ons basies dat meer as 1000 jaar tot by die watervloed, en dan 2.500, 3.000 jaar, voordat ons kom by die Grieke, van Henog af, ja, ten minste 2.500 jaar, tot by die Grieke. So Hanok was bekend in die Grieke, dis ook 'n Griekse naam, dit is nie Hebreëse naam nie. Nou skielik is Anok, Henog, en Henog is Anok. Nee, waar in die protestante Bybel staan is geskryf, onbybelse stellings, wat geen plek in die Bybel bewys kan word nie, nie een plek nie. Nou sê hy hierso, dis natuurlik nou, Prof. George Wallens verklaar in sy boek, die verhaal van die Fenisië, dat die Fenisiërs die direkte afstammelinge van Henog en van Noag en sy 3 seuns was, wat na die vloed hul weswaartse tog aangepak het. Daar's nie 'n skrif wat dit sê nie. Daar's niks wat dit sê nie. Maar weet jy wat? Dit pas hierdie vrymesselaars om dit so te skryf, sodat hulle by hulle boekie kan uitkom. Wanneer ons die Bybel reg lees, sal ons vind dat Noag en sy seuns die voorvader is van alle volke van die aarde, nie net van die Fenisiërs nie. Van al die volke van die aarde, want hulle het alleen uit die ark gekom na die sonvloed, en nie net die Fenisiërs nie. Daar was die Fenisiërs in die ark nie. Nou word die volgende onbybelse aanmaning gemaak om oningerigte mense meer verder te verbind. Hierdie Afrikaanse weergawe, of uitgawe, van die boek van Henog, is waarskynlik die mees volledigste weergawe van die Henog geskrifte wat nog in enige taal, in enige band gepubliseer is. Dis wat? Ja, dis die een met die meeste leuns, en dit wil ek vir jou sê. Die vertaling is gebaseer op die
is gebaseer op 4 van die oudste beskikbare manuskripte. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Ek moes gesê jy moet seatbelt saambring. En hakies, dis noodsaaklik dat u as kykers van hierdie boek Henog of die leesters moet oplê na die jaarverwysing ouderdomme van hierdie 4 geskrifte wat manuskripte genoem word, terwyl jy reeds weet dat Henog eeue voor Noag ooit in die ark ingegaan het, geleef het. So Noag, ons kyk na Henog, so 1200 jaar voor Noag, 7de geslag van Adam af, ja, dit is baie naby aan 1000 jaar. Dan kyk ons na dit en ons sien wat dit sê. Vandag in 2025 is dit meer as 4500 jaar tevore gewees, volgens die ouderdomme. Van hierdie manuskripte wat nou as verwysings genoem gaan word, is uiters belangrik, want dit word na verwys as van die oudste, oorspronklikste manuskripte. Ek wil sê, regtig? Nou sê hulle, die grondteks vir die vertaling van deel 1, die boek van Henog, is R.H. Charles se 1906 weergawe wat gebruik word, met toevoegings tot 'n tweede manuskrip wat in 1768 in Ethiopië deur die Scott James Bruce ontdek is. Hierdie was almal vrymesselaars. Jy kan hulle vat, ek gaan check op die internet. Almal vrymesselaars. R.H. Charles, 1906. Scott Bruce, 1821. Alright, nou sê hy, ek wil dit net gou weer lees, is R.H. Charles se 1906 weergawe gebruik. Met ander woorde, die manuskrip wat hy ontdek het. Ja, maar hulle skryf, ja. Jy sien, kan ek net gou weer sê, jy moet nie vergeet hoe slim die katholieke is nie. Hulle plaas goed om gevind te word deur die regte ouens. Ons het vandag weer, Broer George, is een van ons finale jaar studente in die eskatologie. En een van sy navorsingsstukke het hy 'n ding opgetel, waar hulle sê die J-H-W-H, die I-H-V, J-H-W-H, is I-H-V-H. Hy sê eers dat hulle dis die oudste oorspronklike Hebreëse manuskrip wat hulle ontdek het. Dis van die oudstes, hulle het hom nou 'n paar jaar terug ontdek, maar dis van die oudstes. Dan sê hy dat die tetragrammaton, die naam van God, is I-H-V-H, dit kan nie God se naam wees nie. Want eerstens spel dit nie God nie, God beteken voorwerp van aanbidding. I-H-V-H is nie 'n naam nie, dit is 4 letters, dis konsonante, jy kort 2 klinkers, die A's. So, jy kan nie 'n woord maak met I-H-V-H nie. Nou die aanstel, die oudste manuskrip, antieke Hebreëse manuskrip wat ooit gevind is, nou, so 'n jaar of 2 terug, 3 jaar terug, I-H-V-H, en net daarna, dan sê die professor, I-H-V-H is in werklik I-H-W-H. Hoekom I-H-W-H? Sodat hulle die woord Jahweh kan skep. Daar was nooit 'n W gewees in die antieke Hebreërs, in die manuskripte, in die alfabet gewees nie. Nou skielik sê hy, I-H-V-H wat 'n W geword het. Wie het dit 'n W gemaak? Dan sou dit mos I-H-V-H gewees het. Jy sien, jy kan nie I-H-W-H skryf as J-H-W-H nie, want waf is 'n V. So eenvoudig soos dit. En hierdie ander gitaarspelers met hulle bosbaarde wat saam dans, hulle bly altyd prof met jou V, wat selfs 'n rap song gemaak oor dit. Dit maak nie saak nie. Ek sê vir jou wat die Bybel sê, en weet jy wat? Dit maak ander mense se oë oop. Dit maak ander mense se oë oop. Nou sê hy hierso, ek wil net, hoekom ek dit noem, is net om te sien dat jy verdraaiing kan sien. As grondteks vir die vertaling van deel 1, die boek Henog, is R.H. Charles se 1906 weergawe gebruik, met toevoegings uit 'n tweede manuskrip wat in 1768 in Ethiopië deur Scott James Bruce. Scott, hulle is almal vrymesselaars. Die Skotte is almal vrymesselaars. Dis waar meeste van hulle vandaan kom, ontdek is en in 1821 deur Richard Lawrence vertaal is. Richard Lawrence het Skotse goed vertaal. Kan jy? Deel 2, die openbaring van Henog, is gebruik gemaak van H.F.D. Sparks. H.F.D. Sparks se vertaling van die Slawiese teks wat die eerste keer in 1859 verskyn het. Kyk die tye, ek wil hê jy moet kyk wanneer gebeur dit. Dis alles net na die 16de eeu. Kyk wanneer dit gebeur. Niks verwys voor die 16de eeu nie. Is dit nie ironies nie?
toe die 18, ek wil net weer sê, H.F.D. Spaak se vertaling van die Slawiese teks, wat die eerste keer in 1859 verskyn het, en die toevoegings kom uit 'n ander Slawiese manuskrip van 1927. 1927 is my oupa se tyd, man. My oupa se onder redaksie van Redford H. Platt uitgegee en vertaal is. Jy sien wat gebeur. Wysheid en profesie van Henog. Ja, nou gaan ek weer die goed uithaal wat hulle voorhou. Hierdie ouens, hierdie vrymesselaars uit die boek Henog uit. Wysheid en profesie van Henog. Aborsie. Nou hulle werk net in hoofstukke. Die boek Henog werk net in hoofstukke. En dan natuurlik soos 'n vers. Ek sal sê hoofstuk punt 12, hoofstuk punt 2. Dis maar soos ons ken vers 2, vers 12 of wat ook al. Aborsie, nou praat ek oor aborsie, hoofstuk 69.12. Atoomontploffing, hoofstuk 57 vers 2. Nou as ons oor al die goed moet praat, dan gaan ons 'n hele jaar sit net op die ekskuus tog, om die goed te bespreek. Partykeer verwys die goed na totaal iets anders. Dit verwys na partykeer na kakiebos, dan sê hulle dit verwys geestelik na aborsie. Ek gee nou net 'n voorbeeld. Aborsie, hoofstuk 69 vers 12. Nou as jy die boek Henog, die Afrikaanse eenheid, kan jy dit gaan lees en navolg. Atoomontploffing, hoofstuk 57.2. Jy weet, jy moet gaan kyk by Esegiel. Esegiel het al geskryf oor die atoomontploffings. Hy het skryf, die mense staan in die woestyn en 'n wind waai en dan val net hulle bene plat. Waar's die vleis? Die atoomwind het die vleis afgehaal. Verstaan ons dit? Nou kom makelaar so weet. Henog is nou hierso in die boek Henog. Die lig van die maan kom van die son. Haai, dis wonderlik. So met ander woorde, julle glo dan nie in 'n flat earth teorie nie. Julle glo ook in 'n ronde aarde. Maar dan kan nie 'n flat earth teorie wees nie. Hoekom? Want ek het nog nooit na die maan gekyk en 'n reguit streep gesien of 'n reguit streep so nie. Want die son reflekteer op die aarde wat rond is. Ek wil net iets anders sê ook. Ek het nog nie een keer 'n satellietfoto gesien waar die aarde plat wys nie. Nog nie een nie. En ek het al miljoene gesien. Hy wys uit sy satellietfoto die aarde rond. So die sonstrale skyn op die maan, op die aarde en die strale reflekteer op die maan. Dit hang af van watter hoek af die son skyn en dit bring 'n volmaan of 'n halwe maan, hy skep of hy gooi. Dit hang af. Dit is, jy sien nie 'n reguit streep nie. As die aarde plat was, sou hy 'n reguit streep gewys. Dit is sommer so free of charge, né? Die lig van die maan kom van die son, hoofstuk 37 vers 7 en hoofstuk 78 vers 10. Die lig van die maan kom van die son, hoofstuk 73.7 en hoofstuk 78.10. Nou sê hy, luister nou na die snert. Engele openbaar aan Henog die geheim om met ink op papier te skryf. Hoofstuk 69 vers 9. Jy weet, papier is gewillig. Enige iets wat jy met ink skryf, dit vat hy. So jy kan die grootste, amper sê ek nou iets anderste, bollie skryf. En dan sal die papier dit vat, want jy skryf dit. Henog het ink uitgevind. Ai. Snaaks laat ons eers na die tyd, jare na die tyd, eers begin sien dat daar skrifverwysings so goed is. Mense het meeste prentjieskrif gehad. Hulle het op kliptafels goed. Waarop het Moses die 10 gebooie geskryf? Het Moses dit geskryf of het dit gekap? Dit was 10 prentjies. Hy sê 10 woorde. 10 prentjies. Daai woorde is eintlik verkeerd vertaal. 10 prentjies, kliptafels. 10 kliptafels. Dit was prentjies gewees. En dan het Henog ink en papier uitgevind. Ai. Henog het die ink uitgevind om op papier te skryf. Waar was daar papierus gewees? Dat perkamentrolle was die eerste goed gewees. Na die tyd van Noag. Perkamentrolle. Eintlik perkamentrolle is eintlik meer in die tyd van Moses. Nie soveel in die tyd van Noag nie.
Want dit is juist Moses wat skryf oor Noag. En dit was parkementrolle. God sal nog uit die tempel verban word, hoofstuk 6, dis wat hulle nou skryf hierso. Nou God sal uit die tempel, wanneer was God in die tempel? Wie is God? So ons moet teruggaan na die woord toe, Yahweh. Nou met ander woorde moet ons sê, Jesus. Maar wat weet hulle van Jesus af? Yahweh. Wat weet hulle van hom? Jahwe, God, was nooit op die aarde nie, so kon hy die tempel uit verban was. Hy was gees, hy was juist sy teenwoordigheid was in die tempel. Ek meen, wat het Henog geweet van 'n tempel? Henog het nie eens iets geweet van 'n klipkerk of iets nie, man. Metaal en eisters vir wapentuig sal nutteloos wees. Hoofstuk 52 vers 8. Dis maklik om vandag te sit en goed te skryf en te sê, dit was so geskryf en oorlogtoerusting te gebruik en, verstaan jy wat ek sê? In die laaste saal sê mens weer afgode aanbid. Hoofstuk 99.7. Kindermolestering. Hy het seker die Vatikaan gesien. Hy het seker die Vatikaan gesien met al die kardinale goed wat die kinders molesteer, die seentjies molesteer. Kindermolestering, die Openbaring van Henog, hoofstuk 5 vers 16. Ja. Ek wonder of hy enigiets van die Vatikaan gesien het. Die ontdekking van sterrekunde, geheime hoofstukke. Ontdekking van sterrekunde. Geheime hoofstuk 71.78. Openbaar die geheime van haal, sneeu en donderweer weerligte hoofstuk 41:59. Jy weet, Henog kon dit nie geskryf het nie. Dis onmoontlik. Want in die tyd van Henog was daar nie eers reën gewees nie. Dat in die hele lewe van Henog nooit 'n druppel water op die aarde geval as reën nie. Tot en met die tyd van Noag, sê die Bybel, was die aarde benat deur die dou en deur die mis van die aarde. Daar het nie 'n druppel reën geval nie. En dis hoekom toe Noag preek oor die water, die reën wat gaan val. Die ouens gedink hy's koekoes man, hulle het nie geweet, hy weet nie waarvan hy praat nie. Hulle het nie geweet hoe om die woord reën te spel of wat is reën nie. Water wat uit die hemel uit gaan val, wat gaan opstoot. Jy moet vir julle bootjies maak dat ons kan wegkom. Hulle het niks geweet van dit nie. Maar hy het geskryf oor donder en haal, sneeu. Daar was nooit haal gewees nie. Want haal is as die produk van donder weer. Sneeu, onmoontlik. Sneeu is water. Donder en weerligte, onmoontlik. Dit het nie bestaan nie. Want dit gaan gepaard met swaar reën. En dit staan hoofstuk 41.59. Profetiese oordele in die laaste dae. Profetiese oordele in die laaste dae, hoofstuk 60, hoofstuk 80, hoofstuk 89, hoofstuk 90, hoofstuk 91. Ja. Ek wens ons het tyd gehad om deur al die goed te gaan. Profesie oor die vryheid, vrederyk, profesie oor die vrederyk. Hoofstuk 61.12, hoofstuk 90.23 tot 33. Profesie oor die vrederyk. Is dit nou die 1000 jaar vrederyk? Terwyl die Bybel sê, daar is nie 1000 jaar vrederyk nie. Daar gaan nooit 'n vrederyk op die aarde wees nie. Gaan lees wat sê Openbaring 20 vers 4. Die 1000 jaar vrederyk is in die hemel. Ja, die duiwel word op die aarde gebind, Openbaring 20 vers 2, vir 105 dae. Maar 1000 jaar is soos een dag en een dag is soos 1000 jaar. Dis die naaste wat jy kan kom. En dan word die duiwel losgelaat. Maar dis in die antichristiese tydperk. Wanneer die mense reeds al vir 3,5 jaar, 42 maande, 1260 jaar, is hulle gemerk met 'n mikroskyfie implanting, waarsonder niemand kan koop of verkoop nie. So hulle weet nie eers daar's vrede op die aarde vir 105 dae nie. En dit is die 1000 jaar. Gaan kyk na Openbaring hoofstuk 20 vers 4. Die ouens by se koppe afgesny was in Openbaring 20 vers 6. Hulle beloning is om vir 1000 jaar in die hemel te regeer. So weer 'n keer, julle tas die bol totaal mis. Julle het hom misgevang, my ou. 1000 profesie oor die vrederyk. Dit is natuurlik die aardse vrederyk. Hoofstuk 61 vers nommer 12, hoofstuk 90 nommer 20 tot 33. Profeteer die sonvloed en die uiteindelike vernietiging van die wêreld met vuur. Hoofstuk 10.2. Sonvloed is water.
wêreldvloed met vuur. Maar hulle het dan nie eens geweet wat water was wat uit die hemel uitval nie, soos hoofstuk 10.2, hoofstuk 65 en hoofstuk 83, hoofstuk 91.9, hoofstuk 93.8, hoofstuk 100.9 en dan die skrikkeljaar, hoofstuk 74.9. Nou wil ek vir jou iets verduidelik, dat jy kry in 'n Hebreëse kalender geen skrikkeljaar nie. Van waar kom die skrikkeljaar? Van die Grieke af. Verstaan? Hulle het gewerk met 'n skrikkeljaar. Nie vir die Hebreërs nie. Die Hebreërs glo nie in 365 en 'n kwart dag nie. Hulle glo in 30 dae 'n maand, 12 maande 'n jaar, 360 dae 'n jaar, elke Januarie, Februarie, Maart. Hulle gee nou maar net die gewone maande vir 12 maande. Dit gee 360, daar is nie 'n skrikkeljaar nie. Maar Henog profeteer dat Jaffa sê vir Henog aangaande 'n skrikkeljaar. Kan jy dit vir iemand verduidelik? 'n Skrikkeljaar, hoofstuk 74.9. Hy sê in die laaste een, nommer 15, woorde van geregtigheid. God se woord sal in die laaste dae verander. In die laaste dae, wat het hy geweet van laaste dae? In die tyd van Henog was daar nie eers 'n Bybel gewees nie. So van watter laaste dae praat hy dan? Dit is dan sy einde. Ek meen as hy dan ons nou doodgaan, dit is sy einde. Die laaste tyd. Jy sien, en ek sluit af hierso. Dit is soos om in 'n donker kamer te staan, wat vol ouens is, en jy trek weg en die slatte hou hier vorentoe, en jy hoop iemand skree eina, jy het iemand se tande uitgeslaan. Dis wat gebeur met die boek Henog. Dis 'n donker vertrek, hulle is slat binne-in, en hulle hoop hulle slaan iemand se tande raak. Totaal en al onskriftuurlik, onbybels, geïnspireer deur die mag van Satan. Nou dis baie interessant. Tot volgende week as Jaffa die gesondheid spaar. Sy wil naby is. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.